hierdie. Wie van julle het al ooit in julle lewe hierdie vraag gehoor? Dink met 'n negatiewe aksent. Wat maak jy met jou lewe? Of wat gaan jy met jou lewe maak? Ek dink miskien as ons 'n tiener was, het ons bietjie hierdie daai tyd net na skool voor die universiteit bietjie meer gereeld hierdie vraag hoor. Wat maak jy met jou lewe? Of wie van julle vra dalk nou dan hierdie vraag vir jouself? Waarmee is ek nou eintlik besig? Wat maak ek met my lewe? Julle sou ietsie vertel van my storie. Toe ek in 2003 was ons in Madrid, né? Toe ek in 2003 klaar maak met skool, nou my ouderdom weggee, ek kinderlik jong, party van julle dink ek strek oud. Toe, weet jy, doen aanlegtoetse, jy gaan deur al daai goeders wat jy op skool gaan, so jy kan besluit, wat moet jy doen? En ek besluit toe, want ek wil graag hierdie bustoere in Afrika indoen, sodat ons oor die 4x4's optoer Tanzanië toe en al daai goed. So ek gaan inskryf vir BSc Toerisme. Ek skryf in vir BSc Toerisme op Potchefstroom. Dit is die plan, ek gaan BSc Toerisme so. Ek gaan besluit toe, maar ek het niks vriende op, ek kom vriende in Bloemfontein, so ek gaan saam met hulle eerste jaar kamp toe gaan, en dan van daar af sal ek Potch toe gaan. Op die eerste jaar kamp, iewers daar, kan jy eens meer presies die hele konteks onthou van hoe dit gebeur het nie. Maar kom ek net tot die besef en die Here praat my, die Here sê vir my, luister, ek dink jy moet gaan toerisme so. Ek dink jy moet gaan teologie so. So, okay, ek sal gaan teologie so. Nou, 'n lang geveg en 'n lang ding daaroor. Sê, ek gaan teologie so. Vir die volgende 7 jaar swat ek teologie, nee. Nou, mense is ons net 6 jaar teologie so, maar dis nie nou die punt. Dat swat 7 jaar. En die hele tyd sit ek met hierdie ding in my kop. Ek sê, Here, u het gesê ek moet teologie gaan swat, maar ek is nie oortuig daarvan dat u wil hê ek moet gaan dominee swat nie, of dominee wees. Nie so, wat doen ek nou met my lewe? Ek is besig om 7 jaar teologie te swat, maar ek is nie oortuig daarvan dat ek 'n dominee wil word. Wat doen mense dan anders met teologie as jy nie dominee word? En in die hele tyd het die Here vir my gesê, luister, hou jy op worry oor wat oor 5 jaar, oor 4 jaar, oor 6 jaar gebeur. Wees jy nie bekommerd oor waar is jy op hierdie punt? Ek het vir jou gevra, swat teologie, dis al wat ek van jou nou vir. Swat teologie. Wees jy net daar. Niks anders te doen nie. Moenie veel anders te goed vra nie. Wees jy net daar waar ek jou nou gevra het om te wees. Dis great. Maar jy dan vra jy vir jouself die vraag, ek swat Grieks, ek swat Hebreëus, wat doen ek met my lewe? Waarmee is ek besig op, soos wat later gebeur het, as gevolg van dinge en so aan, eindig ek in die hospitaal op, ek werk vir Pathcare, baie van julle ken hierdie storie. Ek werk vir Pathcare in die hospitaal, en my een job, of my werk is om bloed te gaan haal in die theaters, of by die dokters, en dit dan terug te loop Pathcare. Dis my hele werk, ek loop op en af vir 12 ure 'n dag. Dit is nou die nutteloosste, kragteloosste werk wat ek ooit in my lewe gedoen. En dan loop ek op en af in die hospitaal, veral baie keer 2 uur in die oggend, en ek sê, Here, nou, wat nou? Wat maak ek met my lewe? En in die volgende teks het ons my in daai tyd, baie beteken, ons teks van vanoggend, Matteus 5. Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. As jy vir 12 ure op en af in die hospitaal gaan loop, hoe is jy sout vir hierdie wêreld? Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit hom oor 'n maatemmer nie, maar op 'n lamp staande. En so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik.
Die vraag vir my agter hierdie teks in Matteus 5 is presies daai vraag wat ek net gevra het. Wat maak jy met jou lewe? Wat doen jy met jou lewe? Wat doen jy met dit wat God jou gegee het? Wat doen jy met hierdie konteks waarin jy jouself bevind? Delmas of Leandra of Elof of Sandra, wat maak jy met dit wat in jou geskiedenis lê? Wat maak dat jy is wie jy is? Hoe leef jy op hierdie oomblik in hierdie wêreld? En daai boek wat ons mee besig is van Barbara Brown-Taylor sê sy het op 'n stadium ook so gesukkel met hierdie vraag van wat doen ek met my lewe? En sy het baie lank gaan sit en bid en die Here gevra. En hier is 'n antwoord aan haar wat ek dink presies die Bybelse antwoord is doen wat ook al jy wil, maar behoort aan my. Hoorie, dit is belangrik. Doen wat ook al jy wil, maar behoort aan my. Hierdie, julle is die sout vir die aarde, is nie detail georiënteerde, jy moet dit doen, jy moet gaan teologie swat, jy moet 'n sendeling word, jy moet dit of dit doen. Hierdie is baie breed. Want hierdie teks in Matteus 5 sê eintlik is presies dit. Doen wat jy wil, maar behoort aan my. As jy in my behoort en saam met my hierdie pad stap en aan my vashou, dan gaan jy sout vir die aarde wees. Dan gaan jy lig vir die wêreld wees. Daai tyd het ek daar in die hospitaal op en af geloop het met bloed en met vreemde liggaamsdele en ligte en alles wat ingegee. Kom ek op 'n stadium en ek stap in 'n operasiesaal in 'n teater in, waar 'n man besig is om te sterf uit hartaanval. Ek is dalk nog nie besig om te sterf, ek moes wees dalk nie so nie. Hy het 'n hartaanval, dis nag, al die dokters hardloop rond, die masjiene piep, die susters hardloop heen en weer, almal skree op mekaar, en arme ek kom hier op die deur in, ek moet niks doen, ek moet net hier 'n bloedsampel kry. En terwyl almal hardloop en almal is chaos, sê die Here vir my, dis wat ek wil hê jy nou wees. Ek wil hê jy nou, vir alles wat ek van jou verwag vir die laaste hoeveel jaar, ek wil hê jy moet hier in hierdie teater wees. Want jy is die enigste wat nie gejaag is. Jy is die enigste hier wat absoluut niks kan daarom doen vir jou gaan doodgaan of nie. Jy is die enigste wat nie in 'n krisis is nie. Bid jy, praat jy, wees jy hier, sout en lig. Op daai oomblik die Here vir my sê, ek worry nie of jy 'n dominee is nie. Ek worry nie of jy bloed rondloop in 'n hospitaal nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Al wat ek wil hê is wees jy my sout en my lig in hierdie wêreld. 'n ander manier om hierdie vraag te vra van wat maak ek met my lewe is, wat is die doel van my lewe? Wat is my doel in die lewe? Wat Barbara Brown ontdek het, wat ek in die hospitaal ontdek het, en wat ek glo, die Bybelse antwoord is en God se antwoord is wat ek doen, is nie eintlik die vraag nie, maar hoe ek dit doen, is eintlik die vraag. Ja, God het 'n plan in ons lewens. God het 'n rigting waarin hy ons stuur. Ons lees dit oral in die Bybel. Maar daai plan is nie noodwendig die detailtjies van in wat se dorp bly jy, of wat se werk doen jy, of waar vind jy jouself nie. Dis nie God se plan noodwendig. Daai detail is nie noodwendig God se probleem. Wat God vra is, wat doen jy, of hoe doen jy dit, wat jy doen? Ek dink ons probleem wat ons baie keer mee sit, of ons jonk is en nog sukkel met hierdie probleem, waarin gaan ek eendag met my lewe, en of ek al ouer is, en ek weet, dit is wat ek gaan doen, ek sê dit al afgetree, so daar is nie nou nog weer iets nie, is ons dink in ons koppe, as 'n doel van ons lewens, as iets daar ver, iets groots. Jy weet hierdie ding wat, as ek uiteindelik my doel ontdek, dan is dit asof die engele gaan sing, en die lig gaan aankom, en almal gaan weer gryp, hy het uiteindelik ontdek, wat is die plan vir sy lewe. En dan baie kere doen ons nie die klein goedes. Terwyl God se plan vir ons lewe nie noodwendig
hierdie bergtop ervarings, hierdie great wonderlike goeders is nie. Partykeer is God se plan vir my om die klein nitty-gritty goeders van my lewe goed en tot sy eer. Partykeer is God se plan, se doel vir my lewe om hierin hoe ek op my plaas werk, of hoe ek by my huis is, hoe ek in my gesin is, sout en lig vir hom te wees. Partykeer, en ek dink eintlik meer keer as wat ons dink, kom God se doel vir my lewe uit, nie in die groot goeders nie, maar juis in die klein goeders wat ons eintlik partykeer net verby loop. Die dinge wat ek nie belangrik ag nie. Die glimlag, die glimlag vir die mense op die pad. Die bietjie geduld met die ou wat vir my werk. Die oomblik wat ek saam met my kinders spandeer en hulle leer van wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Die probleem, as ons dink maar die doel van my lewe is altyd net daar iets groots en iets vers, is dat partykeer dan doen ons eintlik net niks. Want as ek ons nou nog nie my doel ontdek het, wat is die punt van hierdie normale goeders? As ek nog nie die groot, wonderlike ding wat God se plan vir my lewe is, ontdek nie, hoe gaan ek dan my tyd mors met hierdie klein goedjies? Hoe gaan ek dan nog besig bly? En dan word ons eintlik iewers langs die pad nuttelose Christene. Ouens wat nie 'n verskil maak in hierdie wêreld nie. Want ek moet 'n hoop sou wees, nie net 'n korreltjie sou. Dit was my job, en my doel van my lewe is eintlik net om 'n klein korreltjie sout, klein kersie se lig te wees in daai plek waar ons is. Die gevaar dat ons so ver wil leef, amper, so groot wil leef, en dan dit wat saak maak mis. So ernstig dat Jesus wat vir ons kom sê, luister, maar moenie soveel bekommerd wees oor die toekoms nie. In Matteus 6 sê hy, moet julle dit dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Moet jy nie oor môre bekommer nie. Moenie worry oor waar gaan jy môre jou doel ontdek, of waar gaan jy môre iets doen met jou lewe nie. Wat doen jy vandag met jou lewe? Vandag, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ek dink dit is belangrik vir ons as gelowiges, as ons dink oor wat maak ek met my lewe, om so bietjie die Engelse, wat is die Engels sê, live in the moment. Hier, nou. Dit is baie goed om te leef in volgende week, of te leef volgende maand, volgende seisoen. Wat van vandag? Hoe lyk vandag? Ek dink as ons dit kan regkry om so bietjie nie ons koppe in die toekoms te hê nie, maar in hierdie oomblik en op hierdie vandag en hierdie moment daar te wees, dan kry ons dit reg om iets van die skoonheid van God se skepping raak te sien. Dan sien ons iets raak van God se plan vir my hier vandag, maar ook vir die mense rondom my. Ook vir hulle langs my. Ook vir hulle wat as ons nou sê ons is op hierdie pad, wat ons nou ons hierdie jaar mee besig is, saam met my op hierdie pad, want ek is nie alleen op hierdie pad nie. Daar's mense in die gemeente, daar's mense in my familie, daar's werkgewers of werknemers, wat almal ook op 'n pad is, en iewers langs my of saam met my op hierdie pad. Dit bring my by my volgende probleem by. Want as ek so besig is met hierdie vraag van wat is die doel van my lewe, of wat maak ek met my lewe, dan mis ek juist hulle. Ek is so gefokus op waar ek op pad is en hierdie bergtop ervaring eendag in my lewe, dat ek nie sien dat die mense langs my. Hierdie vraag van wat is die doel van jou lewe, wat maak jy met jou lewe, word Jesus ook gevra op 'n stadium, so 'n bietjie in ander woorde, in Matteus 22, en dan is sy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jesus wil vra, wat is die grootste gebod in die wet? Nee? En dis eintlik maar, wat maak jy met jou lewe? Wat moet jy met jou lewe
weet. Sy antwoord is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Ek sukkel met hierdie ding. As ons praat oor wat is ons doel? As jy wonder oor wat is my doel in my lewe, wat maak ek met my lewe, is die antwoord nie stap hier in die berg op en kom daar en ervaar iets groots en heilig nie. Die antwoord is, jy Here jou God lief hê. Jy moet aan hom behoort en jou naaste lief hê soos jouself. Tussenin, hoe jy dit doen, wat jy doen, daai details maak nie eintlik soveel saak. Ek dink baie keer sit ons met hierdie probleem dat ons nutteloos voel. Baie keer dink ons, ek doen nou hierdie verskriklike vervelige werk, 12 ure 'n dag. Ons geen doel daar nie, ek kry niks met reg nie, of ek is afgetree, ek is by die huis, ek het nie meer 'n werk nie, my lewe is eintlik nou so nutteloos, ek het nie meer 'n doel nie, wat doen ek met my lewe? As ons onthou en verstaan en ontdek, dat dit is nie my probleem nie, my probleem is, hoe dien ek God? En hoe het ek my naaste lief? Dan ontdek ek die doel van my lewe. Dan ontdek ek, wat is God se plan? 'n ander man, Arthur Brooks, hy sê, om 'n doel te hê vir ons lewe, is noodsaaklik vir geluk. Ons kan nie maar net soos 'n blaar op 'n stroom dryf, geen beheer het oor waar ons gaan. Ons kan nie maar net hier rond dryf. Maar dan sê hy, geluk is gebaseer op 3 goed in ons lewens. Hy sê, dit is nie 'n gevoel nie. Hy beskryf dit meer soos 'n maaltyd. Hy sê, daar's 'n tafel voor ons, die tafel van geluk, die tafel van vrede of wat ook al. En daar is 3 goed op hierdie tafel wat ons moet meng om regtig iewers uit te kom. Die eerste ene is vreugde of genot op put. Die tweede ding is gelukkig wees met wat ons het, en die derde ding is doel. So genot, geluk wat ons het, en doel. Hy gebruik, dis in my vertaling, hy het 3 woorde wat hy gebruik is enjoyment, satisfaction en purpose. Daai enjoyment is nie net plesier nie, dis nie net lekker kry nie. Dis ook saam met ander wees, hierdie pad loop, in of vreugde vind in die mense rondom my. Dan is daar hierdie geluk in wat ek het, is nie net ook in my besittings nie, dit is in terme van om uit te kom by 'n doel wat ek vir myself gestel het, of iets reg te kry wat ek vir myself gestel het, sê nou maar om in die kerk ons sê die Bybel klaar te lees in 'n jaar, of om bietjie meer geduldig te wees in hierdie week, nie in hierdie week so erg ongeduldig wees, die klein goedjies of die groot goeders te wees nie. En dan hierdie laaste ding van doel om God lief te hê en my naaste, dit gee rigting aan ons lewens. As ons daar leef op die bergtop, dit is al wat ons voorstreef, dan vind ons nie geluk en satisfaksie en doel in my dag tot dag. Dan gaan my werk my frustreer. Dan gaan my lewenslange elke dag dieselfde pad loop, dieselfde pad ry, my van my kop af. Maar as ek besef dat deel van my doel, as deel van my sout en lig wees in hierdie wêreld, is om elke oomblik hier 'n glimlag van daai persoon, hierdie mens optel, hier iets te doen wat mense nader aan God bring, hier die Here dien. As ek besef dat met die doel van my lewe, of wat ek maak met my lewe, maak elke tree van elke dag saam. Dan kan dit gebeur dat ek myself bevind in 'n teater waar ek die enigste een is wat bid, en is 'n ongelooflike ervaring. En daar is hierdie bergtop ervaring. Of het gebeur dat ek honderde, duisende tree op my plaas loop, of in die hospitaal loop, of by die werk loop, en voel of ek niks verskil maak nie. Maar iewers doen ek goed, iewers help,
iewers bring ek smaak, iewers bring ek lig in iemand se lewens. Ons is op hierdie pad. En elke tree van hierdie pad is 'n oomblik, is 'n geleentheid om God te dien en my naaste lief te hê. Elke tree op hierdie pad wat ek nie alleen stap nie, is deel van my doel, is deel van hoe ek daai vraag antwoord. Wat maak ek met my lewe? So, wat maak jy met jou lewe? Dis die vraag. Dis die vraag wat ons vanoggend vir onsself vra, dis die vraag wat ons maandagoggend vir onsself vra. Wat maak jy met jou lewe? Amen. Ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God, dank U vir hierdie pad wat ons loop, hierdie pad wat ons saam met U kan loop, hierdie pad wat ons ook saam met medegelowiges en ook saam met mense wat nie glo nie staan. Hierdie lewenspad, hierdie pad wat ons loop, wat U ons uitgenooi het om saam te kom loop, hierdie pad wat U vir ons sê, ek stap saam met jou en ek wil vir jou 'n doel en 'n plan vir jou lewe gee. Here, help ons om nie net ons oë op hierdie groot, ver afgoedes gefokus te leef. Help ons om langs die pad ook die blomme, die klein stukkenheid, die klein stukkies genade en mooi, die klein plekke waar ons sout en lig kan wees raak te sien. Help ons om in die stof van hierdie pad, die krake, die potholes, ons doel